Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, my naam is Sonja Gerber, ons gaan weer rondom God se woord kuier en my boodskap vandag gaan oor genade. God se genade beteken dat ons kry wat ons nie verdien nie en nie kry wat ons eintlik verdien nie. Genade is om 'n tweede kans te kry elke keer, weer en weer. Dit is om te kan sê, ek was verlore, maar nou is ek gered. Ek was dood, maar kyk, nou lewe ek. Ja, net God kan met my genade hê. En tog roep hy ons op om sy genade teenoor ook ons medemens uit te leef. So word ons God se gesig wat na mense toe draai. Nou, ons eerste gedeelte hier uit God se woord uit, wat genade uitsê, is toe Moses daar op die berg is, en hy is besig om met God tyd te spandeer, te besluit hierdie Israeliete, waar is hierdie Moses wat God van praat? Hy wil nie hier kom nie, kom ons maak sommer gou 'n goue kalf, kry hulle daar vir Aaron, sê maak vir ons 'n goue kalf, want dit lyk my nie Moses kom terug nie. Kom ons lees Eksodus 32 vanaf vers 7 tot 14. En toe sê die Here vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk, wat jy uit Egipte laat optrek het verderflik gehandel. Toe sê dit nou nie God se volk nie, dit is sommer Moses se volk. En hulle het gou van my afgewyk en ek het wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle kan ontvlam en ek hulle verteer, dan sal ek jou 'n groot nasie maak. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk wat u met u groote krag en sterke hand uit Egipte uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle op die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van u toorn en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte vir wie u by uself gesweer het en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat dit vir ewig, dat julle dit kan beerwe. En dan verse 14, toe het die Here berou gehad oor die onhou wat hy gespreek het om te sê wat hy sy volk sal aandoen. Sien, omdat Moses vir hulle ingetree het by die Here, het die Here se genade groot geword oor sy volk. Ons moet ook so verander intree by die Here, halleluja. Lukas 18 vers 9 tot 14, die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En hy het met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel toe opgegaan om te bid, die ene fariseer en die ander ene tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself gebid en gesê, o God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie. Hulle is rowers, onregverdiges, egbrekers en ook soos hierdie tollenaar. Ek vas daarom 2 keer in die week en ek gee my 10des van alles wat ek verkry en die tollenaar het ver weggestaan. Hy wou selfs nie eens sy oë na die hemel toe ophef nie, maar hy het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my, o sondaar, genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Dan Efesiërs 4 verse 1 tot, Efesiërs 3 vers 1 tot 13. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangenes van Christus Jesus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid soos tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam van mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die
gawe van die genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Ek gaan net lees tot sover. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kom voor die troon vandag. Here, en ons sê vir U dankie, dankie vir U genade. Here, as dit nie vir U genade was, wat so groot oor ons is, Here, want elke dag maak ons foute, elke dag val ons, elke dag struikel ons soms oor ons woorde, soms oor ons dade. Here, maar U genade kom en rig ons weer op en help ons. Here, ons bid dat U ons sal help, dat ons ook soveel genade aan ander sal betoon. Ons bring U lof en eer, halleluja, amen en amen.